dit skoon te was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Goeiedag geliefdes, dis Vrydag en ons sluit hierdie week se oordenkings af. En ek hoop dat jy die stem van die Here duidelik hoor sê, kom uit, soos hy vir Israel gesê het, kom uit Babel uit, soos hy in die Nuwe Testament en Openbaring sê, kom uit daai slegte plekke uit. Dat hy ook met jou gepraat het hierdie week. Ons sluit af met Filippense 3, vers 3 tot vers 13. Dis 'n redelike lang stuk, luister gerus. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat ons op Christus beroem en nie op uiterlinge dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref dit alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en te deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles het of aan my doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. So baie keer word vir ons vertel dat wie en wat jy nou is die produk van jou storie, die produk van jou lewe. En dit is tot 'n sekere mate waar. Alles wat jy in jou lewe ervaar het tot waar jy nou is, het jou gevorm. Maar ons moet mooi hoor, dis nie wie ons is nie. Dit is nie die eindproduk nie. Paulus kom sê iets van sy eie storie. En dit is 'n indrukwekkende storie. Hoe 'n belangrike, hooggeagte Joodse gelowige hy was. Dis wat in sy verlede lê. Maar hy kom sê iets oor sy verlede. Hy kom sê nie oor sy verlede, ek verlang nostalgies daarna nie. Net so rukkie terug het ons bietjie gesels oor wat sê die Bybel oor die goeie ou dae, nê? Prediker sê nee, jy moenie so sê nie. En dit is wat Paulus hier doen. Hy kyk na die ou dae en dan sê hy, ek maak my daarvan los. Hy sê nog meer, ek beskou dit as verwerplik. Daar's vir hom geen nostalgie oor die ou dae nie. So baie kan ons daar vasgevang word, daar stil staan. Ons kyk met soveel verlange terug, na daartoe dit met ons beter gegaan het. Toe dit in die land beter gegaan het, toe daar 'n ander regering was, toe kerk anders gehou is, toe predikante anders gepraat het, anders aangetrek het, anders ter dienste gehou het. So ja, ons is die produk van ons storie. Maar van die gebeure van Christus af, is daar 'n nuwe storie.
'n storie wat vol is van genade en van vryspraak en van vergifnis en al sulke wonderlike dinge soos waarvan ons lees hier in die Nuwe Testament. Na die kruis van Christus. Paulus vat dit so ver om te sê, nee, ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Dis iets wonderliks in wat in my en jou verlede lê, en daarom sê hy, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Want as ek vorentoe kyk, dan sien ek ook my opstanding uit die dood, omdat ek in Christus is. Is dit nie 'n wonderlike droom nie? Hoekom dan nostalgies aan die verlede bly vasklou? Mag ons Christene in Suid-Afrika vandag hoor, dat daar 'n God is wat vir ons sê, kom daaruit. Kom uit julle nostalgie uit. Kom uit julle gedurende geleef in die verlede en uit die verlede uit. Kom daaruit. Sodat jy 'n nuwe lewe saam met my kan leef. Want hierdie nuwe lewe is vol hoop. Hierdie nuwe lewe is vol van krag, want dit is 'n lewe deur die Heilige Gees. Dit is 'n lewe deur die Gees van die waarheid, die Gees van Christus self, wat Christus al hoe meer in ons laat voorkom. Sodat ons kan ervaar wat dit is om uit die dood uit op te staan. Kom uit die verlede uit. Kom ons omhels die toekoms in Christus. En kom ons lewe nuut, elke liewe dag wat vir ons geskenk word. Was daar iets hierdie week waar jy besef jy moet uitkom? Kom dan daaruit. En lewe 'n nuwe lewe van 'n geredde mens, wat weet jy gaan deel in Christus se opstanding. Shalom. Vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry. Was, want ek wil weer vlekloos voor U staan.